So ons gaan met 'n nuwe preekreeks begin. En almal ken seker die boek van Jona. Wie het al die boek van Jona gelees? Of het die storie gehoor? Die storie gehoor of die boek gelees? Albei. As jy nog nooit die boek gelees het nie, is hierdie jou kans. Ons gaan dit nou lees vir die volgende 4 weke. Dit is 'n baie kort boek. Ons ken die verhaal van Jona, ons ken hoe hy was. Maar kom ek vra net gou, wil jy God se wil doen? Amen. Is baie mense wat nie amen sê. Wil jy graag God se wil doen? Ja. Okay, maar ek wil vir jou sê vandag, wil jou waarsku, dis dalk ietsie wat jy nie baie keer wil doen nie. Absoluut so. Oeps. Daarvoor het jy ja gesê. So ons gaan die boek van Jona kyk en ons gaan 'n bietjie kyk van ons ken wat gebeur het. God het met Jona gepraat, vir hom gesê, gaan na hierdie mense toe. Wat doen Jona? Ek wil nie met hulle praat nie, ek hardloop maar weg. En wat gebeur? Daar's 'n storm, hulle gooi hom in die see, 'n groot vis sluk hom, later dan spoeg die vis hom uit en hy gaan na die plek toe waar hy moes gegaan het op die ou einde en hy preek vir hulle en almal kom tot bekering. Ons almal ken daai storie, né? Maar daar's soveel meer. Daar's soveel meer in hierdie klein boek of in hierdie kort boek wat nie gesê word nie. En ons gaan in hierdie 4 weke gaan ons nou 'n bietjie dit uitlê en deurkyk. Maar ek wil regtig graag hoor of dat julle moet hoor van die Heilige Gees wat julle moet hoor. Ja. Wie van julle het 'n notaboek hierso? Dankie vir 'n paar wat hierso is. Wie het 'n foon hierso? Almal het fone hopelik. Maar ek moedig jou aan. Ek het dit elke keer sê. Kry vir jou notaboek, kry jou foon uit. Skryf neer wat God vir jou sê. Jy hoef nie alles neer te skryf van wat ek gaan preek nie. Maar as miskien is daar 'n vers, 'n gedagte of net iets wat God vir jou persoonlik wil sê. Laat God met jou praat en skryf dit neer. Ons vergeet maklik. As jy uitgaan by hierdie deure, is alles weg, né? Ons dink aan ander goeders, dink aan die kos wat ons nou moet maak, die familie wat kan kuier, die mense wat ons nie graag wil sien kom kuier. En iemand se foon wat hier wil lê. Stefan, is joune. Waar is nie, maar hier is sy foon. Jy moet nie op silent, nie? Stefan, as jy my kan hoor, jou foon is hier by my, hoor. En hy is nie op silent nie. So ek gaan nie op silent sit nie. Ons gaan vandag kan ons kyk van sy pad, sy tyd en sy doel. So anders is sy wil. So ons gaan in hoofkarakter. Wie is die hoofkarakter van Jona? Dit is Jona. Nie Jona nie. Die gewees nie Jona nie. Dink, wie is die hoofkarakter van Jona? Dit is God. God is die hoofkarakter in Jona. Jona is die enigste naam in sy pa se naam wat genoem word in die boek. Maar hy is nie die hoofkarakter nie. Baie mense dink dis die groot vis is die hoofkarakter. Maar nee, dit is God wat die hoofkarakter is in Jona. Soos jy nie geweet nie, gee ek dit vir jou verniet vandag. Maar ons gaan hoor hoekom dit is. So in Jona 1 vers 1 sê dit vir ons, the word of the Lord came to Jonah. So wie is die hoofkarakter hierso? God. Nee, wie is die hoofkarakter? God. Okay, min mense weet dit nog. Wie is die hoofkarakter? God. Dan sê praat saam. Ek gaan met julle baie vra om saam te praat, so want ek wil hoor dat julle weet wat julle van praat. God is die een wat praat hier, so hy is die hoofkarakter van hierdie storie. En die woord van God kom na Jona toe. Die woord van God kom na jou toe. Ons elkeen het 'n woord wat God vir ons gee. Nee? Wat sê God vir jou? Maar partykeer is nie wat jy wil doen nie, of wat jy wil hoor nie. Amen? Partykeer is dit ietsie wat heeltemal anders is wat ons gedink het. Kom ons lees vers 1 van 1 tot 2. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai. So whatever. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. So God sê vir Jona, gaan na Nineveh toe. Gaan soontoe. Want hulle is nie reg nie. Hulle is boos. Erg boos. Ons gaan nou 'n bietjie praat van wat hulle doen. Jona, die profeet van God, hoor wat God sê. En wat doen hy? Hy sê, nee, ek gaan nie vir hulle sê nie. Jona het toe weghardloop. Ons lees in vers 3, but Jonah ran away from the Lord. Wie dan probeer weghardloop van God af? Ek glo is baie van ons, wat jy nie miskien weet nie, jy het miskien weggehardloop van God af.
Miskien in jou jong dae, miskien nou, ons het ons harke konstant weg na God, and he headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. After he paid the fare, he went aboard and sailed to Tarshish to flee from the Lord. Kyk, ons nou goeie Christene, julle almal is goeie Christene, kan mens weghardloop van God af. Nou, hoekom doen ons dit ook so baie? Ons hardloop van God af weg. Dit is net 'n vraag. So, Jona hardloop weg van God af. Kom, wys gou op die kaart van waar hy moes gegaan het. En dan die volgende slide toe gaan. So, hy was hierso in Jerusalem, en hy moes na Nineve toe gaan. Sien daar bo. So, daai afstand was so 800 kilos gewees, 885 kilos, so 900 kilos. Maar, toe wat doen hy? Hy gaan heel aan die kant toe na Tarsus toe. Weet hoe ver is dit? Dis 4000 kilos weg. Hy het alles probeer, so ver as moontlik, en hy probeer weg te kom van waar God hom wou stuur. En is een ding wat vir my regtig uitgestaan het, is van, as jy weghardloop van God af, sal die duiwel altyd vir jou 'n lift gee. As jy weghardloop, sal die duiwel altyd vir jou 'n lift gee. Hy sal jou verder wil wegvat van God af. Nee? Ons almal was al daar gewees, ons was weghardloop van God af. Ons hitchhike, en die duiwel sê, kom, ek gee vir jou, verniet, jy hoef niks te gee nie. Dit is 'n kort plekkie wat, en vir ons is nou nie kort nie, 800 kilos is ver. Maar hy wil 4000 kilos weggegaan het. En hy gaan op hierdie skip en hy probeer weg te kom van God af. Hy was op 'n boot gewees. Wie van julle was ooit op 'n boot gewees? OK, wie was op 'n boot soos wat ver gaan, soos op 'n cruise ship? Hoe lank vat dit om ergens heen te gaan? Is wat lank, nee? Nou, hierdie afstand wat hy moes gedoen het na Nineve toe, sou vir hom miskien 'n paar dae gevat het, 'n paar weke, so 800 kilos te doen op voet. Maar om 4000 kilos op see te gaan met 'n skip wat hy het nie 'n propeller nie, hy wag vir die wind. Dit sal hom miskien 'n jaar gevat het om daar uit te kom. Hoe lank wil jy nog weghardloop op van God af? Weke? Jare? Hou weghardloop van God af. Maar kom ons gaan aan. Hoekom het Jona weggehardloop? Kom ons kom gou terug. Hoekom het Jona weggehardloop? Weet iemand? Hy moes gaan preek het vir Nineve, né? En wie het daar gewoon? Die Amalekiete. As julle was met Jacques se preek dit so 'n paar weke terug, het ook gepraat 'n bietjie oor die Amalekiete. En hoekom? Hulle was wrede mense. Jona was 'n Jood gewees. En hy moes gaan preek, hierdie mense gaan vryspreek of gaan sê hulle is verkeerd en dat hulle wegdraai van 'n Sondag. Kom ek vertel gou. Ek wil nie gaan die prentjie sit nie, ek wil dit gaan baie kort hou. Die Amalekiete was wrede mense gewees. Hulle kom in 'n dorp in, hulle vat al die vrouens, hulle ryp hulle vat die mans, maak hulle almal dood. Nie wat dit ons dink dood is nie. Hulle word gemartel. Hulle word miskien saamgevat na Nineve toe. Hulle word heeltemal geskien. Soos hulle vel word afgehaal en hulle word in die sand gesit. Hulle was wrede mense gewees. Hoekom het Jona nie gegaan na Nineve toe? Nie omdat hy bang was nie. Want hy het geweet, as hy soontoe gaan, hy ken sy God. Hy ken die karakter van God en God gaan vir hulle vergewe as hulle vra vergewe word. En hy sê nee, hy gaan dit nie doen nie. Hy gaan weghardloop. Hy gaan weghardloop van wat hy moet eintlik doen, want hy weet wat God gaan doen. Hy gaan vir hulle sê, repent, bely van jou sondes en draai na God. Wat gaan hulle doen? God gaan vir hulle genadig wees en hulle repent en draai. Ons weet wat aan die einde gebeur.
Dis is so die All Blacks en die Springbokke. Dis so 'n tipe situasie. Ons wil nie altyd met die All Blacks praat as dit wêreldbeker is nie. Daar's goeie redes gewees. Dit was die vyandig gewees. Maar hoekom het Jonah weggehardloop? Want hy was nie bang gewees nie, want hy weet die karakter van God geken. En hy wou nie hê hulle moes vrykom van dit nie. So Jonah weggehardloop. Hy was ongehoorsaam gewees aan God se opdrag. Hy het sonde gerasionaliseer. So mooi Afrikaanse woord. He rationalized sin. So mooi Engelse woord. Hy het gesê, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie na hierdie mense toe gaan nie. En as jy nou dink, jy sal nie wil gaan. Jy wil nie vir jou vyande nou gaan sê, bekeer jouself nie. God is lief vir jou. Jy wil dit nie gaan sê nie. Nee, ons moet weg. Dis hoekom Jonah weggehardloop het. Hy het weggehardloop van God af en want hy wil nie, hy was ongehoorsaam aan God se stem. Wanneer ons verskonings maak vir wat ons gees weet verkeerd is, dis ongehoorsaamheid. Partykeer weet jy doen iets verkeerd. O, is mense. Doen jy het al iets verkeerd gedoen? Ja. OK, dis mense. En ons rasionaliseer dit. Ons sê vir onsself nie ons kan dit doen, ons mag dit doen. Ons het 'n paar weke terug gepraat oor bely. Want nie sonde rasionaliseer nie. Nie 'n verskoning soek om dit te doen nie. Jy gee 'n verskoning heeltyd om dit te doen. As jy net 'n verskoning gee, voed jy hierdie sonde. En dan word die ding word dit ongehoorsaam. Jy word ongehoorsaam teenoor God en wat hy vir jou sê. God vra iets vir jou. Miskien sit jy hier so, God het iets vir jou gevra. Hy sê vir jou, hy gaan dien gou daar so by die kinderkerk. Of gaan help by die ontvangs by die deur. Of kom sing in die band. Hy het vir iets gegee, hy sê vir jou, doen dit. En jy sê, nee. Of hy sê vir jou, gee ietsie, gee jou 10de vir die kerk, gee jou offergawe vir die kerk. Hy sê, nee. Gaan sien daai persoon, gaan vergewe daai persoon. Nee, nie nou nie. 70x7, as hulle nie gehoor het van die kursus nie. Dit praat oor vergifnis. Jy sê, ek sal dit later dalk doen. Dalk later. Of nooit. Baie van ons sê, doen dit mos. Ag, sit later. Daar is tyd. Nee? Ons doen dit mos. Of nee, wag, skus. Ek doen dit, julle doen dit, julle is goeie Christene. Julle is goeie Christene. Nee, julle weet mos. Julle doen dit mos nie. Julle is gehoorsaam aan God. Maar kom vertel ek julle ietsie. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. As jy uitstel om gehoorsaam te wees wat God vir jou sê, is dit ongehoorsaam. Al doen jy dit later, is dit nog steeds ongehoorsaam. God soek ons totale gehoorsaamheid. En jy het ooit gehoor van 'n volwasse Christen? Ons almal dink oor 'n volwasse Christen, hy ken sy woord, hy gaan kerk toe, hy doen goeders, hy doen goeie goeders, nee? Maar is 'n groot gap wat eintlik 'n volwasse Christen is 'n persoon wat gehoorsaam is aan God. As jy kan sê as jy 'n volwasse Christen is jy gehoorsaam aan wat God vir jou sê, is jy gehoorsaam aan God se woord? As jy gehoorsaam in God se autoriteit? Is jy gehoorsaam aan wat God vir jou sê? Daar's 'n verskil tussen as 'n kort tyd tussen God se opdrag en my gehoorsaamheid. Maar met 'n kort tyd wees. As God vir my sê, doen dit, dan moet ek dadelik doen. Nee? Amen? As hy vir jou sê oor 'n week, dan doen ek oor 'n week. Maar as hy vir jou sê nou, is dit nou. Maar Here, ek's besig om nou kos te maak. Gaan bid vir jou man. Maar Here, ek's besig om kos te maak. Gaan bid. Here, ek nie laat hierdie sop nou brand nie. Sit die stoof af en sit dit neer en gaan bid vir jou man. Wees gehoorsaam dadelik. God soek ons gehoorsaamheid sodat ons volwasse kan wees as Christene. So die woord van die Here kom na Jonah toe. En Jonah hardloop weg van God af. Toe hy begin weghardloop het, wat toe gebeur? Het alles mooi uitgewerk soos dit moet? Nee.
eintlik inteendeel het afdraande gegaan. Sê af. Af. Sê af. Af, okay. Ja, so julle kan af, nee, sê net af. Ek wil net hoor af. So alles het begin afdra na hardloop, né? Nee? So ons gaan hierdie 3 nou kyk. My vrou. Kyk, sien jy nou die woord af. So ons gaan nou kyk in die boek van Jona het God vir hom 'n opdrag gegee en hy het dit gedoen nie, toe gaan dit af. Okay, so ek gaan hierdie stukkie lees waar ons by die afkom, sê hulle almal af. Okay, verstaan julle? Okay, Jona het afgegaan na Joppa toe. Jona het afgegaan na die bodem van die skip toe. Jona het is afgegooi na die bodem van die see. As jy nie gehoorsaam is aan God, jy gaan dit afgaan. Dit gaan gaan. Jy moet gehoorsaam wees aan God. Ons moet gehoorsaam wees sodat ons kan opgaan. Daar was soveel talent gewees in Jona, maar hy kies om weg te gaan. Daar is soveel talent in jou, my boetie en sussie, daar is soveel talent wat God in jou gesit het. Wat hy vir jou gevra het, ongeag van ouderdom. Ons is van jonk tot oud hierso. God het vir jou 'n opdrag gegee. Doen dit. Nie ongehoorsaam wees aan God se stem nie. So Jona is op die boot. Kom ons lees wat in vers 4 tot 5. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to their own God. Dit gaan jy so stop gou vandag, wat interessant is. Hierdie matrose of hierdie sailors, né? Hulle was nie God se mense nie. Hulle is heidene gewees. En weet jy die snaakste ding is, ek luister 'n preek en die ou praat van gehoorsaamheid of van bid. En hy's op 'n vliegtuig en hy is 'n pastoor nou en hy's op hierdie vliegtuig en hulle vlieg en hy sit gewoonlik langs iemand wat nou nie van God ken nie. En nou vra vir hom, "Ey meneer, wat is jou beroep?" En die pastoor sê, "Wel, ek's 'n pastoor." En hy sê, "Ek moet vir jou sê ek glo nie na goed nie. Ek is okay, jy hoef nie my te repent nie. Ek weet wie wat en waar is. Ek's okay." En die pastoor sê, "Okay nee, ek respekteer dit. Ek gaan nie vir jou enigiets vra of so nie. Kom ons geniet die vlug." En hulle vlieg en ewe skielik slat hulle turbulence. Weet jy wat turbulence is? Dis waar net vliegtuig net so val. Dis ewe skielik mense onderbreek. En die ou met groot oë kyk na die persoon en sê, "Bid." Dis snaaks van die mense nie glo nie, begin hulle te bid. Hulle bid na God toe. Die mense wat nie glo nie in God nie, wanneer daar so ietsie gebeur wat nie lekker is nie, wil hulle bid. So hierdie matrose het gebid na hulle eie God toe, and they threw off the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, hy het afgegaan, when he lay down and fell into a deep sleep. Die see woed, die skip is besig om uitmekaar te breek, en Jona, waartoe gaan hy? Hy gaan af en gaan slaap. Hoor julle hoe, dit is moeilik om te dink. Alles is besig om uitmekaar te val. En hy gaan slaap. Want die matrose het gebid. Let op, die matrose het niks verkeerd gedoen nie. Hulle het niks verkeerd gedoen nie. Hulle is net op die skip gewees. Maar Jona was iemand wat iets verkeerd gedoen het. En hy is op die skip. God het die storm gestuur. Is dit so? Ja. God het die storm gestuur. Hulle was nie die matrose daar, die seilers daar, hulle was onskuldig geweest. Nou wil ek hierdie sê, is nou 'n bietjie ekstra vir jou. Sommiges van julle het die verkeerde mense in jou boot. En die storm is besig om te slap.
en jy weet nie hoekom nie. Daar's miskien 'n verkeerde persoon in jou boot. Ondersoek die mense wat saam met jou in die boot is. Ondersoek hulle hart, wat hulle motief is. Hulle is baie keer negatief. Miskien is dit Jona. Hy's negatief miskien. Jy wil nie die negatiewe in jou oor. Of miskien is maar net 'n manier van hoe hulle goeders doen wat jou wil dit aftrek. Kyk vir die mense wat in jou skip is, in jou boot is. Hulle is baie keer die wat veroorsaak dat daar 'n storm kom oor jou lewe. Die matrose was in die storm gewees en hulle was nie fout gewees nie. Hulle het niks verkeerd gedoen nie. Maar nog steeds was hulle daar gewees. En Jona slaap vas. Die boot is besig om te breek en Jona slaap vas. Baie keer in ons eie lewens is ons lewens besig om by mekaar uit te breek en ons gaan aan 'n gemaksone in van dis oukei. Ons gaan in 'n plek in van, okay, die skip val uit mekaar uit, dis besig om daar so te verkeerde te gaan, daar's mense wat miskien afval, maar ek's okay, ek gaan slaap. Ek aanvaar maar net so. Nee! Hoekom aanvaar jy waar jy is? Hoekom aanvaar jy van waar jy besig is om 'n storm te wees? Om die gemaklike plek te raak, met die ongehoorsaamheid aan God, is die gevaarlikste plek waar jy kan wees. As jou lewe uitmekaar uitval, en jy kies nie om na God toe te gaan nie, en jy sê, dis net okay. My maat, kyk na jou hart. God het iets beters vir jou beplan. Hy het jou geroep by die naam. Nie toelaat dat die storms van die lewe oor ons kom, en ons dink heeltyd, dis ander mense se skuld. God gaan nie dit altyd gemaklik maak vir jou in jou gemaksone nie. Weet julle dit? Weet jy hoekom? Want ongehoorsaamheid het gevolge. Sonde het gevolge. Ongeag van wat jy dink, sonde het gevolge. Dit moet gehanteer word. Dis die wet. Nie 'n wet nie, maar 'n wet. As 'n kind iets verkeerd doen, gaan hy pak slaap kry. Hy kan van jammer sê soos hy wil. Eendag sal my seentjie pak slaap. Maar hy het al, hy ken nog nie, hy verstaan nie, maar as ons kinders, ek weet ek was daar gewees. My pa het my baie keer gesê, gaan badkamer toe, ek het iets gebreek, gaan badkamer toe. En ek, pa, asseblief pa. Jy gaan gou kamer toe, trek so veel onderbroeke aan, soos wat jy kan. Trek broeke aan, alles. Kinders dink, my ouers is stupid. Ek dink my vader is, no offense, pa. Maar hulle was nie, baie keer was ek gewiks. Maar as jy stout is daar gevolge, en jy moet dit dra. Ongelukkig is dit maar net een van daai dinge. So as jy vir God ken, nie weghardloop nie. Nie weghardloop van God af nie, as 'n storm. Hardloop na God toe. Sê die persoon langs jou hardloop na God toe. Ek het nou nie daar mooi gehoor nie, sê weer. Hardloop na God toe. Ja, sê dit klink beter. So was dit wreed geweest vir God om 'n storm te stuur. Was dit wreed geweest? Nee. Dit was genade geweest. Dit was genade geweest van God om daai storm te stuur. Lyk as daar 'n storm en God sê vir jou, kom, bely. Kyk wat gebeur rondom jou, bely. Soms stuur God 'n storm. Soms laat hy 'n storm toe. Soms bring jy self die storm oor jou lewe. En sonde het altyd gevolge. Ons dink baie keer en nou vens, enige iemand die so is nie, ek respekteer julle almal. Maar ons kan nie altyd die storms blameer op die duiwel nie. Dit is ons eie skuld dat daar storms oor ons lewens kom.
As baie keer dat daar storms in ons lewens kom, dan ons het die besluite gemaak wat die storm veroorsaak. Nie die duiwel nie. Die duiwel like dit. Hy sê, "Kom, gee my die krediet. Soek my." Daar is 'n gesegde wat sê, die duiwel gaan soek om elke bos van hom kry. Want hy is 'n persoon wat entertain, hy wil entertain. Hou op die duiwel soek en soek vir God. Soek vir God. In die storms wat jy miskien veroorsaak het. Sê, Here, ek is jammer wat ek gedoen het. En jy weet jy weet is daar iets wat jy gedoen het. Jy weet jy het gesondig, want jou gees gesê nee, en jy doen dit. Ek was daar gewees. Die gees sê vir my, doen dit, en ek doen dit nie. Ek hoop julle luister mooi. En ek hoop dat mense in die moederskamer luister ook mooi. Dit is babas daar binnekant. Maar ons begee baie keer die duiwel die skuld vir die probleme wat gebeur in ons lewens. Maar die storms baie keer onsself wat gebeur. Of God stuur dit vir ons om te bely, om onsself te bekeer en nie laat ons verlore sal gaan nie. Maar baie jy gehoor van mense, die duiwel het my laat die werk verloor. Nee, jy het laat gekom. Dis hoekom jy werk verloor het. Nee? Die duiwel is nou besig gewees vandag. Hy het seker gemaak, jy het nie geld vir petrol nie. Nee, jy het nie gebudget nie, en jy geoorspandeer wat jy het. Jy sê, die duiwel het my kar nog gebreek. Nee, die lig hier in die kar was al maande en jare al aan, en jy moes na die kar gekyk. Ons gee altyd die duiwel die skuld. Maar eintlik is ons teken ons eie skuld wat dit veroorsaak. Die duiwel het nie elke storm in ons lewe begin nie. Soms baie keer is dit ons. So Jona se lewe was so, dit gaan af. En dit gaan af, en dit gaan af. Die Here sê vir hom, doen dit, en hy sê nee. Asseblief nou 'n plek kom waar die Here sê, doen dit, en hy sê nee nie. Luister wat God vir jou sê. Almal op die boot besef toe, daar's iets fout. Wat gebeur? Wie se skuld is dit? Kom ons lees in vers 8 tot 9. So they ask him, tell us, who is responsible for making all this trouble for us? Wie is die oorsaak? Jona sê, I'm a Hebrew, and I worship the Lord God, the God of heaven, who made the sea and dry land. Wie wat nou interessant is hierso? Hy was ongehoorsaam gewees, en daar sê hy vir die mense, ek is 'n Jood, ek aanbid God. Dis 'n probleem in ons kerke vandag. Luister mooi. Ons is ongehoorsaam teenoor God, maar ons sê ons aanbid hom. Ons het gesing vandag. Ons aanbid hom met ons hele hart, maar ons ongehoorsaam aan sy woord. My vriende, ek wil dat julle hoor vandag, dat daar is 'n tyd wat kom, en ons moet self voorberei vir wat kom. Ons kan nie meer stil staan en stil bly nie. Ons moet verander. Ek het 'n paar weke terug gepraat van, is 'n boom wat nie groei nie, gaan dood. En ek hoop nie, jy is besig om dood te gaan. Ek hoop nie, jou gesin is besig om dood te gaan nie. Ek hoop nie, jou familie is besig om dood te gaan nie. Maar laat daar so 'n vernuwing kom in ons gees en in ons hart, dat God kan kom en ons lei na hom toe. Na totale bekering toe. Jona sê, ek sê Jood, maar ek aanbid God. Wat in jou lewe? Waar in jou lewe is jy besig om sonde te rasionaliseer? Waar in jou lewe is jy besig om sonde te sê, dis okay, almal doen dit, ek kan dit ook doen. Of dis okay, dit maak niemand seer nie, ek kan dit maar doen. Hou op om sonde te rasionaliseer. Ons gepraat oor sonde een keer, waar 'n seentjie met 'n slang speel. En hy sê, my vriend. Wat gaan hierdie slang doen? Hy gaan jou pik. Nie met sonde speel nie. Nie met ongehoorsaamheid speel nie. As jy in 'n selgroep is, en ek hoop die selleiers luister vandag, is van, vra hierdie vraag. Wat rasionaliseer jy? En hoekom hardloop jy weg van God af? Miskien is om eerlik te wees.
Ons is baie keer bang om eerlik te wees. Of miskien is dit, ons wil nie, dat ons hanteer nie ons finansies goed nie. Of miskien is dit in ons huwelik, hanteer ons nie ons vrou reg of ons man reg nie. Wat is jy besig om te rasionaliseer? Ja, maar hy sê lelik met my, so ek gaan met hom lelik wees ook. Nee, jy kan dit nie rasionaliseer nie. Skinder, ag man, ek vertel net vir Betty wat jy met hierdie Sanipiet aangaan. Nee, dis gebedspunte, dominee. Nee, dit is nie, skinder. Hou op, skinder. Skinder, maak net die vyand se kloue in jou meer vas. Jy kyk of jy miskien luister na goed wat nie van God af is. Daar's baie goed op TV deesdae. Daar's baie goed wat ons luister, wat nie God eer nie. Wat is jy besig om te rasionaliseer? As jy net een ding aan wegvat, is dat jy ondersoek in jou hart doen vandag. Ek weet hier is die fondasie wat ons nou doen oor Jona, en is 'n harde een nou. Maar dit moet gepraat word, en dit moet gesê word. Hou op om te rasionaliseer die sonde en die ongehoorsaamheid in jou lewe. Kom ons praat oor dit. Praat met iemand oor wat jy besig is om te rasionaliseer. En bid saam. En bely. Verstaan julle? Praat, bid, bely. Praat, bid en bely. Wat jy rasionaliseer. Kom ons lees verder. Jona 1 vers 11 tot 12. Then the sea was getting rougher and rougher. So they asked Jonah, what should we do to you to make the sea calm down for us? Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that the great storm has come upon you. Dis hartseer. Is hartseer dat Jona nou sê, wel, as niks ek meer kan doen nie. Gooi my in die see. Ek met my lewe beteken my niks nie. Gooi my in die see. Is dit die verkeerde plek om te wees? God het Jona gekies. Ek wil sê, vriend, God het jou gekies. Hy ken jou by die naam. Elkeen van julle, hy ken jou by die naam. Hy het 'n plan vir jou lewe. En hy het 'n goeie plan. Nie dink dat daar niks meer hoop is nie. Ons kom by 'n plek waar ons dink daar's nie meer hoop nie. Daar's altyd hoop, want Jesus het gelewe. Hy lewe nog steeds. Amen. 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 Ja. Amen. Stem julle saam met dit? Jona sê dis my skuld. En ja, dit was sy skuld geweest. Hulle sê vir hom gooi hom in die see. OK, en hulle doen dit. Jona was 'n profeet van God geweest. En nog steeds teen God was hy was so ongehoorsaam geweest dat hy net gesê het ek gee nie meer om nie. Is iemand in hierdie plek nou wat sê daar is dit maak nie meer saak. Jy maak nie meer saak. My lewe maak nie meer saak vir mense. Ek wil sê maak daaroor toe van die vyand. Sê vir hom, gaan weg asseblief. God het my geskaap en my gekies vir 'n tyd soos nou. Amen. Amen. Hoor dit vandag, vriend. Al gaan jy deur storms, al gaan alles teen jou. God is met jou. Hy sal jou nooit los of jou nooit verlaat nie. Ek is so dankbaar die hoofkarakter is God in die Jona nie, in hierdie boek. Want God is genadig. Hy is liefdevol en hy gee om. En hy gee om vir jou. Hy is 'n kragtevolle God en hy is liefdevol. Maak die keuse vandag om hom te gehoorsaam. Die mans op die boot, wat doen hulle? Hulle hoor wat Jona sê en wat doen hulle? Hulle gooi hom af. Kom ons lees vers 15 en 16. Then they took Jonah, threw him overboard, and the raging sea grew calm. Ewe skielik, alles stil. At this men's grateful fear, at this time, dit is daar's nou. Hy dink dit is verkeerd. At this the men, okay fine, greatly feared the Lord
and offer a sacrifice to him and made vows to him. Hulle het God so gevrees, nie van bang en bewenheid nie. Hulle sê, wow, wat 'n almagtige God is hierdie. Dat hy die see kan laat stil maak, ewe skielik. Wow. En hulle gee hulle lewens oor, die heidene, die mense wat gesê het, nee, gee hulle lewens oor vir God. Ek wil daai God ken. En ek hoop jy vandag wil daai God ook ken. Ek soek 'n God wat so kragtig is, wat die storms kan stil maak, wat my lewe kan bring vir waar ek moet wees. Nie weghardloop van wat God vir jou sê. Weet jy hoekom? Ek wil jou vertel vir die ware God. Hy is jou skuilplek, hy is jou krag. Hy is jou help, of jou hulp in moeilike tye. Sy naam is sterk, sy naam is ewig, sy naam is kragtig. Die regverdig hardloop na hom toe. Hy ontvou ons, hy is met jou. Hy gee krag vir die wat kragteloos is. En hy verlos julle van julle sondes. Hy is 'n genadige God. Hy gee vir die gebrokenheid maak hy heel. Hy is 'n vrygewige God wat voorsien vir elke dag wat ons by hom is. Volgens sy heerlike rykdom in Jesus Christus. Daar is 'n vyand, daar is 'n duiwel. En hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. Maar Jesus het gekom om ons lewe te gee, lewe in oorvloed. As jy God soek, sal jy hom vind. Hy is 'n goeie God. Hy is met jou, hy is vir jou, en hy sal jou nooit los en jou nooit verlaat nie. 'n God soos dit is 'n God wat ek soek. Wie ken jy as God? Is jy gehoorsaam aan die God in jou lewe? Jonas oorboord gegooi. Dit lyk of sy lewe tot einde kom. Ons sal volgende week kyk wat gebeur. Maar hoekom? Want die woord van God het gekom. En hy het van God af weggehardloop. As jy God oor jou lewe kom, sy woord van God oor jou lewe kom en hy sê vir jou wat om te doen. Nie weghardloop. Nie ongehoorsaam wees nie. Hardloop na hom. Nie weghardloop. Maar Here, ek weet nie wat om te doen nie. Ek weet nie hoe om dit aan te pak nie. Kom na my toe. Here, ek weet nie, almal stoot my weg. Kom na my toe. Here, asseblief help my om uit hierdie moeilike tye te kom. Kom na my toe. God sê kom na my toe. Almal wat hartseer is, gebroken is. Kom na hom toe. So wat in jou lewe rasionaliseer jy? Wat in jou lewe, waar in jou lewe is jy ongehoorsaam aan God? Ek wil hê ons almal ons oë toemaak op hierdie oomblik. En ek wil hê jy moet met God net op hierdie oomblik net praat. En hy sal vir iets gee. Ek glo God en ons wys wat in ons diepste hart aangaan. Hy ken ons baie beter as ons self ken. Laat God jou wys, wat is jy besig om te rasionaliseer in jou lewe wat nie reg is nie. En miskien as jy hierso is en was nog nooit vir God geken nie, moedig ek jou aan, draai na hom toe. Draai na hom toe so vinnig as moontlik. En miskien as jy hierso wat jy afgedwaal het van God af en bietjie weggehardloop het. Draai terug. Hy ontvang jou met oop arms. Miskien jy ken vir God, jy is lief vir God, maar as areas in jou lewe wat jy afgedwaal het, as areas in jou lewe wat jy sonde gedoen het, draai na God toe en hy sal jou ontvou. God sê dit is tyd om op te hou hardloop en na hom toe te kom. Om hom te ken,
om te aanbid, om hom goddelik te vrees en hom te gehoorsaam. Dis ons God. So Here, ek bid dat U in elke hart hierso sal openbaar wat met ons verander in ons lewens. Here, miskien is daar 'n klein dingetjie, miskien is daar 'n groot ding. Here, baie van ons weet nie baie keer hoe om dit te hanteer nie, ons weet nie hoe om hier verder te vat nie, maar dankie Here dat U vir ons goeie mense in die boot gesit het saam met ons. Wat saam met ons hierdie lewe reis saam kan hardloop. Dat ons kan vertrou en vra. Here, ek bid vir elkeen hierso vandag, dat U hulle sal toevou met die liefde, met die genade, en Here, laat ons kies om gehoorsaam te wees, en nie soos Jona te wees om weg te hardloop nie. Maar Here, dankie vir U genade, dankie vir U liefde oor ons lewens, en dankie dat U met ons sal wees, altyd. Ek bid 'n seën oor elkeen uit Here, waar hulle miskien 'n moeilike vraag moet antwoord. Here, ek bid dat U vir hulle die krag sal gee, en die vrymoedigheid sal gee, om met U te praat, en dat hulle elkeen vandag die keuse sal maak, om terug te draai na God toe. God is goed, en hy is vir jou my vriend. As jy dit net vandag met dit hoor, is van God is goed, en hy is vir jou. Jy is geroep vir 'n tyd soos nou, en hy het jou gekies. So Here, ons bid, en ons sluit hierdie diens af. Heilige Gees, lei ons in hierdie week, en wys vir ons wat volgende is. Ons bid alles in Jesus naam, en almal sê, Amen. Amen.